Dankie, Chris. Het is 'n baie groot voorreg om weer hier te wees by my familie. So ek kom nie van daar waar jy sê nie, Philip. Ek's van hier, ja. En dit is so goed om julle almal te sien. Ja. En dankie vir die fantastiese aanbidding, Reino en die span. Wow, baie dankie. En ja, dis net werklik so spesiaal want ek weet nou nie waar ek probeer nou vir nee, Christel soek. Sy moet nou hoor wat ek weet, is sy besig? Kan sy maar hoor? Dankie. O, die tieners kan gaan. Terwyl ons net wag, kom ons bid saam. Papa Vader, ek dank U vir vanoggend die voorreg en net die krag van U Gees wat werk in ons harte, wat die woord vat, dit oopbreek. En Heilige Gees kom rus op ons. Ek bid net, Heilige Gees, kom en rus op ons met die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van God. Heilige Gees, kom en omvou ons. En elkeen wat hier sit gebroke, of waar daar vrees is, onsekerheid, ek bid dat hierdie woord en U woord en Heilige Gees U teenwoordigheid elkeen omvou, optel, oprig en optel na die rots wat hoër is as ons. Dankie vir die woord. Dankie vir hier wees en dankie dat U oorneem in my, deur my, Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Ek weet jy's besig, Christel, maar ek dink dit is net belangrik vir jou om te weet hoe in die kol. Ja, jy is. En as jy nie omgee net vir so klein rukkie, ek weet jy's baie besig daar, is dit net vir my belangrik dat jy moet hoor en die manne wat soos pilare gestaan het. Want dis die woord wat die Here vir my gegee het vir hierdie gemeente. Ja. En dis vir 2026 en laas het ek gepraat en ek wil weer soontoe gaan oor die menorah van die Ou Testament en waar die Here met Moses gepraat het en gesê het hoe hy die lamp moet maak uit een stuk goud. En ons weet dat dit verteenwoordig die gees van God, die Heilige Gees en al die eienskappe van die Heilige Gees. En ons weet dat ons word baie geleer oor die gawes van die Heilige Gees, die vrug. En alles kom so bymekaar soos een, want dis een Gees. Maar wat so belangrik is om net weer opnuut in hierdie nuwe jaar na hierdie gedeelte te kyk van Jesaja 11 vers 1 tot 2. Maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isia, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus, en dis die Gees van die Here wat op Jesus gaan rus,
En dis 'n profetiese woord oor Jesus wat sou kom uit hierdie stam uit. Die Gees, en hierdie is die eienskappe van die Gees van die Here, net soos dit ook gesê word in die Ou Testament en wat in Openbaring vele kere, en as ons tyd het, gaan ek al daardie skrifte vir julle gee dat julle dit kan hoor, vele kere gepraat word van die sewevoudige Gees van God. The seven spirits of God. Dis een Heilige Gees, maar hy die eienskappe, en dis die eienskappe wat gaan rus, wat profeties gaan rus op Jesus Christus, wat Jesaja profeteer. Die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van die kennis en die ontzag van die Here. En agape, Pastor Chris en Rona, agape, ek glo dat die Here sê, hierdie jaar is die jaar waarin julle gaan beweeg met hierdie gesag, maar met die Heilige Gees wat julle so toerus met sy eienskappe. En julle gaan nou verstaan hoekom ek graag Christel net wou hê. So hierdie is 'n profetiese woord oor Jesus. En ons weet Vader, Seun en Heilige Gees is een. Maar dit word oor Jesus geprofeteer dat die Gees van God gaan op hom rus. Want hy het dit nodig. Hier op aarde, wanneer hy kom as mens, daardie toerusting. En wat so ek weet Isel, jy is altyd die ene wat my help vir die woord substance. In Afrikaans, gewigtigheid. Substance, as iemand my kan help, Gideon weet. Maar in elk geval, wat hier gebeur en gesê word, is so crucial. Want hier word gesê die Gees van wysheid, en dit word verstaan as openbaring. Maar saam met wysheid kom daar insig, en dis die substance. Ek gaan dit nou maar in Engels sê, né? Substansie. So, daar's nooit 'n tyd waar die Heilige Gees werk en vir mense openbaring gee, maar hy gee nie vir mense ook saam met dit substansie nie. Daar's nooit 'n tyd waar die Heilige Gees werk in iemand om te profeteer en dan staan nie die substansie van, okay, as daar enige van julle hier is, wat, as die persoon profeteer oor genesing, is daar enige iemand hier, wat enige vorm van siekte het, of 'n kwaal, kom ons bid vir jou. So dis openbaring vir die substansie. So dit is aan hierdie gemeente, vir die besigheidsmanne, vir almal, die Gees van wysheid word gegee, maar nie alleen, want as jy wysheid kry, moet daar insig kom. En dan as daar raad kom, moet daar sterkte kom. Counsel. Dan kom die Here en He gives counsel for might. So dis 'n openbaring vir 'n substansie. En dan sê hy gee kennis. En die kennis van die Here gee die substansie van die vrees van God. En as ons kyk, is dit die ding wat so lacking is in die liggaam van Christus oor die wêreld, is die vrees van God. Almal wil kennis hê. En ons kan kennis dra, boeke. Ons kan vir mense hier voor staan en sê, ek het die Bybel 100 keer deurgelees. Dis kennis.
Maar as daar nie saam met die kennis die vrees van God is nie, dan is die kennis opgeblaas. As daar nie saam met die raad, die council, die absolute, bonatuurlike mag van God ons stoot in die rigting van die raad, dan is daar die raad verniet. So, hierdie is wat ek vir hierdie gemeente wil sê vir oggend, wat ek voel, ek in my hart dra. Dat dit help nie, en ons sien dit as 'n patroon in die Bybel. Dit help nie, jy sien iemand, en Christus, hoekom ek vir jou daardie skrif gegee het. Help nie jy kyk na ander kerke, ander gemeentes, ander plekke, en sê, maar hulle het nou die seiljag uitgesit op die waters, en kyk hoe vinnig seil hulle. Hulle het hulle seile op, en kyk hoe vinnig seil hulle. Hulle die wind, hulle seile het die wind gevang. Nou gaan ek vinnig my seiljag ook op die water sit, en dan vang die wind nie my seiljag nie. Want die raad wat die Here gee vir julle, is vir julle om dit te doen volgens sy plan, sodat die wind julle seile volmaak om te seil, en nie op dieselfde koers, of selfde manier as die ander persoon nie. En dis wat die kerke verkeerd doen, ons repeat. Ons sê, okay, so Joshua was by Jericho se mure, en hy moes 7 keer omstap, toe val die mure. So nou kom ons by mekaar en sê, ons gaan 7 keer omstap om daardie huis, waar al die gedoente plaasvind in die dorp, wat lelik en sleg is, 7 kere, maar niks gebeur nie. Want ons moet die raad van die Here volg, om die substansie te gee. Die Here het nie vir Joshua gegee op die manier wat hy Jericho gegee het nie. Die Here het vir Moses gesê, slaan die rots. Maar die tweede keer het hy gesê, praat met die rots. En die ding wat die kerk verkeerd doen, is dat ons volg 'n patroon, en ons sê, hierdie gaan werk, hierdie is 'n wenresep. En dan kyk ons oor die wêreld, en ons is so teleurgesteld, mismoedig. Want daar's patrone wat gevolg word met aanbidding, met kerk doen. En daardie patrone is nie altyd vanuit die raad van God nie. Want ons sien sukses, en ons dink ons moet sukses volg. En Joshua is my theme, Christel. So ek weet sy's besig. So, ek wil by al die skrifte uitkom, maar ek weet ook dat ons het dinge wat moet gebeur vanoggend. Ek wil met julle praat oor raad en sterkte, oor counsel and might. En die woord vir daardie sterkte is El-Gebor, en ek sê dit nie reg, natuurlik El-Gebor daar in Hebreëus. Dis mighty God, strong God. En wat so belangrik is dat die Here wil sê vir hierdie gemeente, as julle optel op my raad, dan gaan julle seile, wat julle span, in julle werk, in julle werksplek, in die skool, die plekke waar julle is, gaan die wind vang, en dit gaan seil. En die strategie van die Here is nie om 'n jaar te begin met 'n blank page nie, en te sê, okay, Agape, gaan net voort, jy weet, dis, hy vul dit in met sy raad, hy vul dit in met sy kennis, hy vul dit in met sy wysheid, en ek glo dat hierdie jaar wil die Here vir julle hierdie absolute raad gee,
sodat julle kan beweeg met die wind in julle seile. En as ons kom, en dis, Pieter, jy sal alles vir Christel moet sê, as mens kom by Joshua, dan sien mens hierdie fenominale, bonatuurlike krag, wat die Here vir Joshua wil gee, want hy sê vir Joshua 3 keer, only be strong and courageous. Only be strong and courageous. Wees net sterk en vol krag. Wees net sterk en vol moed. Wees net sterk en vol moed. Hy sê dit 3 keer, want hy weet wat voorlê vir Joshua. Vir Moses gee hy die brandende bos. En hy sê vir Moses, trek uit jou skoene, hierdie is heilige grond. So wat die Here eers doen met Moses, is hy bring hom by 'n plek van raad. En dan sê hy vir hom, en nou gee ek vir jou die mag om na Egipte te gaan. En hy het nie na Egipte gegaan voordat hy nie by die brandende bos was nie. Die plek van raad, die plek waar hy die ontmoeting het met die krag van God, met die plan van God. Vir Joshua gee hy die swaard. En ek wil hierdie vir julle lees. En ek glo dat julle gaan okay wees dat ek dit in Engels lees. Hy sê vir Joshua, in Joshua 5 vers 13 tot 15, onthou in Joshua 1 sê hy, only be strong and courageous. Only be strong and courageous. So, hy's besig om Joshua voor te berei, net soos hy Moses voorberei het, is hy besig om Joshua voor te berei vir sy assignment. En hy sê hierdie, en ek wil dit spesifiek in hierdie vertaling vir julle lees. En Joshua word baie kere genoem, geken deur the sword of the commander of the Lord's army. Dat hy self die swaard is. Maar hoekom? Omdat, dit sê, when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said, are you for us or for our adversaries? And this man said, no, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord, the commander of the army angels, say to his servant? And the commander of the Lord's army said to Joshua, take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. En dis wat hy gesê het, ook vir Moses by die brandende bos. Nou sê hy dit vir Joshua. En Joshua kry die oorlogsplan van God oor hoe hy moet Jerigo ingaan. So hy kry die raad, maar God weet, hy moet vooraf vir hom sê, only be strong and courageous. Only be strong and courageous. Only be strong and courageous. Wanneer die Here vir julle as besigheidsmanne en vroue, vir julle wat werk, nuwe strategieë wil gee, dan gaan hy vir julle sy raad gee. En wanneer hy vir julle sy raadsplan gee, en julle gehoorsaam dit, dan gaan hy vir julle toerus, want die Heilige Gees rus op julle. Hy rus op julle, gaan hy julle toerus met krag, met sterkte, El-Gebar. En hier's Joshua en hy's
voor die commander of the army angels wat die Here self is, net soos wat Moses die Here self ervaar het by die brandende bos, en hy sê eintlik vir Joshua dit, die oorlogsplan is nie dat ek in alignment, en ek kan nie die regte woord kry vir alignment, dat ek moet myself met jou belyn, dis reg, belyn. Maar Joshua, jy moet jouself met my belyn. En dis hoekom ons nie kan volg 'n ander seilskip wat seil en vaar met die wind in sy seile en sê, maar dis ook hoe ek myself moet belyn nie. Hierdie gemeente word belyn met die raad van God. En dit beteken, hy sê, jy moet jouself met my belyn, want hoe ons hierdie gaan doen, gaan wees met my swaard, nie met jou swaard. Jy gaan in hierdie geveg in sonder swaard. Sonder swaard, jy gaan Jerigo oorval op my manier, volgens my raad. En ons het baie planne, en die Here wil hê ons moet baie planne hê, maar die beste plan is wanneer ons na die Here kom, en ons is in sy teenwoordigheid, waar hy sy raadsplan vir ons gee. Dis die beste plan. En wat gebeur met Joshua, is dat Joshua belyn homself met God se plan vir Jerigo. En wat gebeur, is daar's oorwinning. En die fenominale ding van Joshua is dat hy gaan in met die sekerheid dat die hele Israel wat hy lei, gaan deur die Rooi See gaan. Die Rooi See intimideer hom nie. Deur die Jordaan, die Jordaan. Die Jordaan intimideer hom nie, want hy die raad van God. En baie kere is ons soos net 'n seiljag op die see wat heen en weer met elke golf gegooi word, want ons het nie die raadsplan by God gekry nie. Maar wanneer hy die raadsplan gee, dan maak hy die Jordaan oop. Hy maak die onmoontlike oop. En Here, mag daar oor hierdie gemeente elke onmoontlike situasie waar die Jordaan vol is in vloed en waar hulle daar staan en nie weet wat is vorentoe, mag die Jordaan oopgaan. Mag die Jordaan vir elkeen hier oopgaan, Here, om in oorwinning u raadsplan te volg in Jesus Christus naam. En Here, ek bid dat elke man en vrou hier die bo-natuurlike krag van God ontvang om dit te kan uitvoer. En vir julle wat jonk is, universiteit begin werk het, vir julle wat jonk is, asseblief, hou vol, moenie moed opgee nie, kry God se raadsplan as julle padkaart, en moenie julle eie planne volg nie. Want as julle sy raadsplan volg, dan kry julle die mag, saam met dit, die substansie, om dit te kan uitvoer. As julle sy raadsplan volg, gaan julle nie opgee, gaan julle nie die pad duister raak nie. Julle gaan volhou, julle gaan aanhou, julle gaan volhou, julle gaan aanhou. Elke jong mens
wat hier sit, julle gaan nie opgee nie. Nee, jy gaan nie opgee nie. Jy gaan volhou. Ja. Dankie. Dankie, Eben. Jy weet. Dis ja. Go for it. Ja. En so wanneer hy sy raadsplan gee, dan gee hy saam met sy raadsplan ook vir ons die keuse. En die keuse is, hoe gaan ons respond? Hoe gaan ons reageer op sy raadsplan? En dit is waar gehoorsaamheid inkom. En dit is waar gehoorsaamheid 'n stap van geloof is. Geloof. Dis so belangrik vir hierdie wêreld om weer te sien hoe manne en vroue van God in geloof loop. Nie met al hierdie plannetjies, maar in geloof, in gehoorsaamheid, waar hulle kan sê, wow, dis 'n Billy Graham, dis 'n Reinhard Bonke. Jy weet, daardie geloof. En dan gee die Here die krag. So, dit is ons beskerming. En wat gee ons die beskerming, is die gees van God wat op ons rus. Want Jesus het dinge in die gesig gestaar wat verskriklik was. Verskriklik. Maar daar op die kruis het die Heilige Gees op hom gerus met die eienskappe van die krag, die mag, die wysheid, die kennis, die insig. En dis wat hy voor oë gehou het. En dit is wat ons gaan moet voor oë hou in die dae wat kom. Ons kan nie ons eie planne volg nie. En ek wil net aangaan om te sê, die Israeliete, wat nadat Moses hulle uitgelei het uit Egipte, hulle gevat het na die berg Sinai, om eers God te ontmoet. Die Israeliete, wat deur die Rooi See gegaan het, kon nie die belofte en die beloofde land ingaan, voordat hulle nie by die berg Sinai 'n godsontmoeting gehad het nie. Want ons almal ken hierdie storie baie goed, want ons weet, die Here wou nie hê die Israeliete moet met Egipte en al Egipte se afgode en al Egipte se raadsplanne in die beloofde land ingaan nie. Hy wou hê hulle moes met sy ontmoeting in die beloofde land ingaan. So omdat die Israeliete geweier het om alles oor te gee, weet ons dat toe dit kom by die 12 verspieders wat ingestuur is om die beloofde land te gaan deur kyk met 'n terugvoering terugkom, was dit net Joshua en Caleb wat gesê het, maar ons kan dit doen. En die rede hoekom dit net Joshua en Caleb was omdat Joshua het mens lees dit baie, as die Heilige Gees, as God se teenwoordigheid Moses omvou het, en Moses het in die tent ingegaan van ontmoeting met God, dan was Joshua naby. Joshua was naby. Die storie klink so mooi, Joshua en Caleb, maar dit het 'n prys gekos vir Joshua en Caleb. Dit was, ons staan nie ver van God se teenwoordigheid nie.
ons kom naby aan sy teenwoordigheid. En die ding is, hoekom het die res van die Israeliete agtergebly in die wildernis? En ons kan aflei en ons lees dit in die woord, ongehoorsaamheid. So die vrug van die gees van ek wil net teruggaan soontoe, die vrug van die ek sê nou die vrug, maar die vrug wat uitkom uit die volheid van die gees, is dat wanneer ons die gees van wysheid ontvang, dan moet ons in die insig daarvan loop. As ons die gees van raad ontvang, dan moet ons in die sterkte daarvan loop. As ons kennis ontvang, moet ons in die vrees van God wandel. En as ek dit so verstaan, dan klink dit vir my, en ek lees dit, dat die Israeliete, hulle het Berg Sinai ervaar, maar die vrees van God het nie in hulle harte in beweeg nie. Die vrees van God is om te haat wat sleg is, om die absolute awe of God te hê. Die vrees van God beteken ek wil nie iets doen, 'n doelbewus wat hom gaan skade doen en my verhouding met hom skade doen. Ek wil nie hom teleurstel. So die vrees van God bring altyd mens by 'n plek van gehoorsaamheid. En daar mis hulle die beloofde land, maar Joshua het dit vasgevang in sy hart. Hy het baie meer ontvang as net, daar's die Berg Sinai, Caleb, en daar gaan 'n nuwe generasie oor na die beloofde land. En dis wat ek vir julle wil net meer bemoedig. Ek dink dit is die hartseerste ding, om terug te kyk. Ek kan nie wil weet hoe dit voel, om terug te kyk, en jy sien jou voorouers, jou ouers, in die wildernis, maar jy beweeg na die beloofde land. Ek dink dit is verskriklik. Maar almal was by die Berg Sinai. En hulle sien dat Joshua en Caleb lei die volgende generasie na die beloofde land. Wow, skokkend. En ek voel dis wat met die kerk gebeur. Ek voel ons is in dae waar die vrees van God nie meer alles bepaal nie. Wat die mens te belangrik geword het, die ene wat hier staan. En ons is vir die Here belangrik, maar ons is nie die senter nie. En ek voel dat mense is teleurgesteld, want daar's so baie dinge wat mens raak sien en beleef in die liggaam van Christus, wat mens soveel vertroue in gehad het. Maar dan is dit teleurstellend. En ek wil net hierdie gedeelte vir julle lees. In Joshua 23 vers 11. En ek wil julle bemoedig en vir julle sê, ek glo dat julle moenie kyk na getalle. Julle moenie kyk na dinge wat julle kan mismoedig maak nie. Ek wil net hierdie lees, ek gaan net lees van
Vers 9. The Lord has driven out before you great and powerful nations. En mag die Here voor julle uitdryf great and powerful nations. Moenie toelaat dat julle kennis van wat ons regering doen en wat ons regering toelaat en die nasies wat hulle toelaat, wegvat hoe kragtig God in ons midde is, die allerhoogste God. Daar's niks wat hulle kan doen om die kerk wat staan op die rots te intimideer nie. Niks nie. Hoor mooi, ons hoef nie meer so baie op te lees en te vrees oor al die goed wat die regering inbring, wat net skokkend skrikwekkend is nie. Want daar's ver meer in God. 1 kan 1000 op vlug slaan, 2 10,000. So, hy sê, the Lord has driven out before you great and powerful nations. To this day, no one has been able to withstand you. One of your roots 1,000, because the Lord your God fights for you, just as he promised. So be careful to love the Lord your God. Be careful to love the Lord your God. Dit maak nie saak hoe groot die besighede is van ander mense. Joune kan klein wees in vergelyking. Dit maak nie saak as God met jou is. God het 'n plan. God wil vir ons oorvat. En dan as ons kyk na hierdie ding wat ek glo die Israeliete so heeltemal altyd gehou het in 'n plek van ongehoorsaamheid. En hoekom hulle nie in hierdie krag kon beweeg nie, is omdat vrees het 'n manier om mens heeltemal lam te lê. Lam. Vrees het 'n manier om mens weg te hou. En dis hoekom die Here gesê het vir Joshua, only be strong and courageous, want hy het geweet, hoor jy, hierdie is ver te groot vir jou, Joshua, in jou menswees. Joshua, toe jy die verspieder was, het jy die land gesien van melk en honing, jy het dit gesien, maar nou moet jy dit verower. As ons sien goed, maar die Here roep ons om dit te verower. En ons kan dit net verower as ons die Gees van God het wat op ons rus met raad en mag. Met wysheid en die vrees van God, met kennis en insig. En hy sê hierdie vir Joshua en hy weet dat as hulle moet kyk na Jerigo en daardie mure, dan natuurlik, menslik gesproke is daar vrees. Maar wanneer jy, if you have met the commander of the army angels, well, if you've met the commander of the army angels, en daarom moenie toelaat dat vrees julle lam lê nie. En onthou dat dit maak nie saak wat se vorm van vervolging, teëspoed na julle probeer kom nie. Die God wat die hoof is van die hemelse weermag is met julle, met ons. En so, ek wil net aangaan om hierdie met julle te deel. As mens kyk na die apostels en mens sien die mag
die krag waarin die apostels in die Nuwe Testament beweeg het. Dan sê mens baie keer vir menself, maar dit was daardie tyd en jy weet, dit was net anderste. Nee, dit het nooit verander. God is met ons. En hy rus ons toe en hulle was toegerus met die Heilige Gees en Petrus was 4 keer in die tronk gegooi. Hy's gearresteer omdat hy en ek wil deur dit gaan en ek het dit in Engels want ek het dit actually gekry van 'n ding op nie Facebook, op Google. So dis nie in Afrikaans gewees nie, maar ek wil dit lees in Engels as julle nie omgee nie. So ek het hierdie gecopy paste, né? So he was arrested for preaching Jesus after healing the lame man. He was imprisoned with the apostles. Angels released them. Imprisoned by Herod, and he was miraculously delivered by an angel. And God's power over earthly authority came when they tried to chain the gospel. They tried to chain the gospel. Daardie tyd het hulle gedoen wat hulle nou probeer doen. Hulle probeer om die evangelie met kettinge vas te maak in hierdie land van ons. Hulle gaan dit nie reg kry nie. Hulle gaan nie. En wat sien ons hier? Ons sien mag. En dan Johannes, en daar's baie skrifte, arrested with Peter and threatened by the Sanhedrin and later exiled to Patmos. An imprisonment. En ons weet hoe hulle is almal gemartel. En dan sê dit James, the son of Zebedee, was arrested and executed by Herod, the first martyred apostle. En dan lees ons van al die apostels saam. They laid their hands on the apostles and put them in a common prison. Hulle het hulle hande gelê op hulle, nou nie om te sien nie, arresteer. En dit was Petrus, Johannes en van die ander apostels. En Paulus, dis so interessant net om na hierdie te kyk, imprisoned in Philippia with Silas, arrested in Jerusalem, long imprisonment leading to Rome. Baie imprisonment sê dit in Korintiërs. En dan sê dit, hy sê, well, I'm a prisoner of Christ. En toe nou natuurlik na Rome gevat. En dan Silas, imprisoned with Paul in Philippi. En arrested. En dan sê 2 Timoteus 2 vers 9 dat die woord kan nooit aan bande gelê word nie. Ken jy hom uit jou kop uit trouens? Dan kan jy hom somme as een van julle hom wil lees. En ek weet dat ons gaan nou in 'n lekker tydjie saam. So ek wil nie te lank wees nie, maar dan sê Joshua 24 vers 14, now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. En ek wil dit net vir hierdie gemeente sê, dat vanoggend toe Christel juis hierdie skrifgedeelte gebruik, hierdie gedeelte van Joshua en die hele mooi manier van dit uitvoer. Toe het ek net gesê, Here, U is so getrou, want U bevestig altyd die woord. Maar die wonderlike ding van Joshua was, hy was nie alleen nie. Hy was nie alleen nie. Daar's Gods manne en Gods vrouens saam, wat saam die kerk
se hart dra, die kerk wil beskerm en wil saam die geveg veg en saam loop en saam doen en saam bid en saam dra. En Chris en Rona mag die wind in julle seile vir hierdie jaar wat voor lê. Hierdie gemeente, Afrikaans en Engels vat na die Godsplan. Die Godsplan. En dit is 'n plan wat hy gaan deurgee. Want hy's nooit 'n God wat sê hier's 'n blank page, dit gaan 'n goeie jaar wees nie. Hy vul dit in met sy raad, sy insig, sy bo-natuurlike leiding. En ek wil net met hierdie skrif dan sluit. Openbaring 3 vers 1. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou dade. Jy staan daarvoor bekend dat jy lewe, maar jy is dood. En weet julle wat? Dit wil ek vir julle meer bemoedig. Dat moet nooit gemaklik wees met doodsheid nie. Moet nooit gemaklik wees met die gevoel van hoe gaan ons vorentoe beweeg? Ons het 'n stopstraat getref. Ons lyk nie asof ons vorentoe beweeg nie. Moet nooit daardie plek bereik nie. En wees daar vir mekaar. En as julle sien die een is af, dan wees daar soos wat die Here daar was toe Moses nie meer sy hande omhoog kon hou nie, toe hy Moses gehelp met manne wat om hom gekom het om sy hande omhoog te hou. En in julle werksplekke waar julle is, rig mense op wat julle hande ook op hoog kan hou. Vriendskappe wat mekaar kan se hande hoog hou, onder jou arms kan inkom en sê, hou goeie moed, Laurens, Liesel, moenie opgee nie. Daar's 'n hoopvolle toekoms wat voor lê. As God vir julle is, wie kan teen julle wees? En hy het 'n raadsplan. En weet net dat die planne wat hy het vir julle is mooi. En dis planne wat nooit 'n stopstraat bereik nie. En die Here wil oorvloed gee, maar hy het iets in die oorvloed wat hy wil gee, dit moet 'n getuienis wees vir hom. En as Jesus die man se oë met sy spoeg en klei gesond maak, dan sien mens die ander wonderwerke doen hy op 'n ander manier. En so dit is hoekom ons kan nie toelaat dat ons in godsdiens vervalle raak nie. En baie kere dink ons dat net die godsdienstige kerke doen godsdiens, maar dis nie waar nie. Die charismatiese kerke doen ook godsdiens. En het verval in godsdiens baie, nie almal nie, maar baie. En gedink, wel as ek dit so doen, ek moet net 7 keer om Jerigo se mure gaan. As die Here sê ons moet dit doen, dan doen ons dit. Maar dit goed word 'n godsdiens in plaas van lewe. En so Here, ek dank U dat U so in die harte van elkeen werk vir oggend om te doen, ver bo dit wat hulle kan bid of dink. Here, dat U vir Christen Rona lei
met hierdie manne en vroue van God om hulle, om die land in besit te neem en net dapper te wees en sonder vrees. En te weet dat as ons net in die teenwoordigheid van U bly, in U Heilige Gees rus op ons, dan kan ons nie verkeerd gaan nie. En ek dank U, Here, dat U weet met wie U die banke van hierdie gemeente moet vul, om U raadsplan te bereik. Here, dankie vir U woord, vir U Gees op elkeen. In Jesus Christus naam. Amen.